Ons kom nou by 'n gedeelte waar die Here Jesus baie sterk uitspraak maak. En eintlik op 'n manier vir sy disippels sê, dat dit nie altyd so eenvoudig is om sy disipel te wees nie, maar dat hy besef dat dit wat vir hulle voorlê nie maklik gaan wees nie, maar dat hulle ook sal weet dat hy is bewus van hulle omstandighede. Maar kom ons lees 'n paar verse uit Johannes 16, die eerste 4 verse van hierdie hoofstuk. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Met ander woorde, voor die tyd sê ek nou vir julle, dinge gaan gebeur wat julle dalk gaan laat twyfel of dit die moeite werd is om 'n disipel van Jesus te wees. Waarom sê hy dit? Hy sê, die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou, die rede waarom Here Jesus hierdie uitlating, hierdie inligting nou gee, is nie so oortuigend nie, laat ek dit ook maar sê, want hy is nog by hulle, en hy praat nou met hulle oor dinge wat gaan gebeur. Maar die feit is, dit wat die Here Jesus hier vir sy disippels gesê het, en dinge wat werklik met hulle gebeur het, ons kan maar net in die Bybel, in Handelinge en so aan lees, en dan sien ons wat met hulle gebeur het, en as jy die geskiedenis lees, dan sien jy maar hierdie proses het eintlik nooit opgehou nie. Trouwens, dit het eintlik vererger met die tyd wat verby is. En ek wil ook sê, daar's nog vandag mense wat hierdie selfde belewenis het, dat hulle nie noodwendig uit sinagoges gegooi word nie, maar uit plek van aanbidding, en dat daar eintlik teen hulle opgetree word op 'n manier, dat die mense wat die Christen doodmaak, dink, hy doen die regte ding. Trouwens, hy dink hy doen 'n diens aan God. So, wat die Here Jesus hier sê, is luister mense, dit gaan gebeur. Maar dan impliseer dit wat hy sê ook die feit dat hy nie gaan verhoed dat dit met hulle gebeur nie. Daar moet 'n baie duidelike onderskeid wees tussen die wat glo en aanhou en die wat dink hulle doen reg en eintlik besig is met die verkeerde. Hulle moet bewus wees daarvan dat daar 'n onderskeid is tussen 'n gelowige, iemand wat vas staan en nie afvallig word nie, en een wat hom vervolg. En daar is sekerlik baie meer hieroor te sê, maar baie duidelik dat die Here Jesus om die een of ander rede dit nie van die begin af gesê het nie, maar op hierdie stadium wel dit met sy disippels deel. Dalk was hulle net gereed daarvoor. Dalk was dit net die regte tyd. Maar ons lees dit vandag en ons besef dat dit wat hy gesê het, nie net 'n mooi, bemoedigende of 'n waarskuwende toespraakie was nie, maar eintlik 'n profetiese woord vir dit wat met hulle sou gebeur. Kan met my en jou gebeur. Kom ons loop mooi.